Jy luister na Perspektief, 'n program van Radio Scriptura. Welkom. Perspektief wil vir jou 'n vars, Bybelse perspektief gee op enkele nuusgebeure van die afgelope maand. Die gesprek word vandag gelei deur Gerard van Rein. Goeiedag almal, baie welkom by nog 'n perspektief episode van Scriptura, perspektief van April. Dit volg nou redelik kort op ons vorige perspektief wat 'n baie opbouende onderhoud was met Dubois de Toey. En in vandag se perspektief het ons twee onderwerpe waaroor ons graag gesels. Die een onderwerp kan mens kan dit eintlik nie mis of misgekyk het in die wêreld nie, is die paus van die Rooms-Katolieke Kerk wat die 21ste April oorlede is, en hoe die kerk ook nou 'n nuwe paus, ek dink hulle het toe gister 'n nuwe een gekies. So ons wil 'n bietjie gesels oor die vorige paus se nalatenskap en die proses wat hulle nou gevolg het om 'n nuwe paus te kry, en dan dalk so 'n paar lyne net trek na kerke en beroepe toe ook. Maar kom ons kom eers daar uit. Die tweede onderwerp waaroor ons wil gesels is 'n artikel wat John Oosthuizen geskryf het op Ontlaar. Nou gaan loer maar gerus bietjie op Ontlaar, daar's baie interessante artikels oor sy reis na 'n bevrydende humaniteit toe, 'n radikale bevrydende humaniteit. En net so 'n bietjie saamgesels oor 'n paar van die gedagtes wat hy daar opper. En in al twee onderwerpe gaan ons natuurlik ons bes doen om die idees oor te gesels in die lig van die skrif. Die maklike pad sal natuurlik wees om net die man te speel en nie die bal nie. So kom ons gesels bietjie oor die idees. Ons begin by die Romeinse Kerk se paus wat oorlede is, Paus Fransis, en hy het vir sekere dinge gestaan, en dit het gemaak dat daar heelwat mense is wat dink wel hy is een van die beste mense, Christene onder die son, en ander wat gesê het nee, maar wag nou eers. So ek hoor graag by julle, waarvoor het die man gestaan? Wat is die nalatenskap wat hy agterlaat? Ja, laat ek maar begin in leidende opmerkings maak, Gerry. Ek dink as mens die twee onderwerpe saamvat, is daar 'n sentrale daar is sekerlik 'n sentrale gemeenskaplike tema wat ons kan raak sien in beide die artikels en die nuusgebeure. Ek dink as ons, soos jy sê, as ons nie die man speel nie, ons kan sekerlik nie alles sê van wat hy gedoen het, die vorige paus nie, maar ek dink wat baie uitstaan, soos wat ek sê, die sentrale gedagte is dat daar 'n boodskap is in hierdie tyd en tydperk waarin ons leef, van ons moenie mekaar veroordeel nie. Ons moet baie sterk fokus op die menseregte. Ek weet ons hoor dit gereeld op ons potgoeie, en dit klink amper asof ons soos die ouer gesegde sê, soos 'n platespeler wat vashak, nê. Maar dit is nie die geval nie. Ek dink dit is net so reg rondom ons, oral word dit in ons kele afgedruk as gelowiges, die menseregte. En so ja, ek wil maar inleidend net dit genoem het. Jy weet, mense kan nou nog verder daarop ingaan, soos in watter vordering hy gemaak het in die rigting van menseregte, en mense dink aan homoseksualisme, en jy dink aan hoe die kosmos bewaar moet word. Jy weet, mense sien nou so in daai absolute beweging van ons moet die aarde oppas, wat so reg klink, maar tog so humanisties as vertrekpunt het, nê. Ja, eers in die begin kan ek sê,
jy weet as mens na die paus kyk en sy bewegings en hoe hy homself geposisioneer het hy homself probeer posisioneer as 'n stem vir die wêreld tussen almal, né? Hy het op 'n manier die eksklusiwiteit wat daar wel in die Rooms-Katolieke Kerk bestaan, hulle eie eksklusiewe dogma, of dit nou reg of verkeerd is nie die punt hier nie. Hy het aan die een kant daaraan probeer vashou, maar aan die ander kant het hy homself probeer posisioneer wêreldwyd tussen al die groot kwessies van ons tyd. Jy weet dinge soos klimaatsverandering, geloofskwessies. Hy het homself posisioneer as 'n stem, 'n ekumeniese stem vir alle gelowe. Hy het homself probeer posisioneer as die vredemaker en die stem vir alle regerings. Hy het homself uitgelaat oor alle konflikte en selfs vanuit die Roomse Kerk soms die gevoel hy kompromiteer op hulle eie beleide ter wille van hierdie groter beeld van liefde is liefde, en dit sluit aan selfs by ons tweede tema van, ek dink die paus het baie hierdie ding uitgeleef van liefde is liefde, en hy het hierdie humanistiese liefde tema gehad, né, wat op alle terreine uitgespeel het. Hy het probeer hulle eie tradisies vashou, maar in dieselfde tyd het hy baie meer deernis begin staan teenoor sake, selfs soos abortus en homoseksualiteit. Hy het 'n vaagheid begin inbring oor hulle eie leerstelling om meer 'n toeganklikheid van liefde te bring. Hy was groot betrokke in sosiale wêreld en morele dinge, soos wat Jonker reeds genoem het, klimaatsverandering, immigrasie, armoede, globale onreg, social justice is die Engelse woord, die hele woke agenda. Hy was in daai goede in. Hy was 'n paus vir die mense. Hy was 'n humanistiese paus. Hy het later gelief geraak selfs onder ateïste en die grootste geloofshaters, né? En dit was sy benadering. Hy het die wêreld probeer verenig. Hy het selfs ook pogings in die Vatikaan probeer doen met hervorming. Ek meen, ons weet in die Vatikaan is daar 'n groot stryd rondom hierdie hele kinderpornografie en seksuele mishandeling van seuns en kinders, wat so groot vlaag van siekte onder hulle is. Hy het dit probeer regstel, maar dieselfde asem het hy gestaan vir beweeg na homoseksuele regte en LGBT en daai tipe goede. So daar was selfs 'n bietjie ongelukkigheid in die sommige kringe van die Romeinse Kerk oor dit, die meer tradisionele ouens. En ja, hy was een van sy grootste nalatenskap is ook sy verhouding, wat hy probeer ekumeniese verhoudings versterk met die ortodokse kerk, protestante kerke selfs, islamitiese leiers. Hy het 'n brugbouer, hy het homself probeer as 'n brugbouer uitgee en leerstellige eenheid bring onder alle sieninge. So hy was 'n humanistiese ou, jy weet, ek dink hy het hierdie, as ek dit kan opsom op die einde, hy het hierdie, en ek is versigtig vir die woord, want dit word in sekere Christelike kringe ook dink misbruik, maar uit 'n wêreldorde probeer voorstaan van goed en eenheid en liefde, en maak nie saak wie en wat jy is nie, jy weet, hierdie ruimhuis idee wat ons soms by die NG Kerk hoor. Hy het uit die ruimhuis idee in sy gedagtes gehad vir die wêreld, en hy het dit probeer uitleef na alle plekke toe. Ja, dit is skrikwekkend. Kyk, mens kan jouself nooit in iemand se dood verlustig nie. En ons mag ook nooit, maar skrikwekkend om te sien hoeveel mense se reaksie was. Wel, ons is bly ons is ontslaaf van hom. Ons kan ons nie oor die dood verlustig nie, maar ons moet wel vra, wel, hy staan nou voor die Here, hy moet rekenskap gee oor dit wat hy voorgestaan het. En is iemand so lewe vir sosiale geregtigheid en so teen leer en dogma wil staan, dan is mens bekommerd oor hulle. Die liefde is nie sonder waarheid nie. Maar net voor ons oorgaan na die hele proses wat hulle nou gevolg het om 'n nuwe paus te kies, Jonker, ek sien jy wil nog iets noem. Ja, kortliks, ek dink ons het aan die begin gesê ons wil nie die man speel nie. Ek dink nie ons is hier om net 'n strooipop op te stel nie. Maar ons probeer ook sê wat was sy nalatenskap, en
jy weet, dis nie altyd wit en swart nie, nê. Mens kan hom dalk mens kan sien uit sy handelinge dat dit liberale gedagtes is, humanisties soos ons gesê het, en dat hy baie sterk fokus op die sosiale geregtigheid van mense, maar ek dink ander goed wat nou weer goed is of mooi is waarskynlik, nê, is dat hy sterk standpunt inneem teen dinge soos aborsie. Weet so, dit is 'n baie vreemde dis 'n vreemde samestelling van dinge, jy weet, want aan die een kant keer hy selfde geslag verhoudings en seksuele verhoudings goed, aan die ander kant sê hy aborsie is verkeerd in die oë van God. En aan die ander kant sê hy ons moet nie oordeel nie, jy weet. So die vraag kom uiteindelik neer in sulke humanistiese gedagtes is wat is die uiteindelike bron of norm waarvolgens ons alles kan meet wat reg en verkeerd is. En jy sien daar is ons nou weer by die skrifgesag. Maar nou ja, dit is nou maar net wat ek wil byvoeg. Dankie. Jaco. Ek wil tog net ek glo ons sal dalk later ook daarby uitkom. Jy het bietjie geraak aan die idee van hoe mense gereageer het en jy het baie meer geraak op hoe mense ook lelik gereageer het, omdat ons weet as Christene selfs as iemand radikaal verkeerd is, dat ons as Christene nie daai tipe haatdraande, victimiserende gedrag tentoonstel nie, en natuurlik is daar baie van dit gewees aanlyn ook en in reaksies. Maar aan die ander kant moet ek eerlik ook vir jou sê, as gevolg van die paus se geliefde persone wat hy voorgestel het en sy stem, en hy was net so met almal wonderlik, jy het hom altyd gesien glimlag en mense praat, het baie protestante, ek het protestante gesien wat hom geloof het en mense wat jy weet hom as 'n Christen uitgegee het as 'n staander van waarheid en iemand om na te volg en so voort. So ek wil dit net noem, ons kan dit later dalk iewers bietjie bespreek as dit nodig is, maar daar was my tog ook groot verwarring weens hierdie beeld wat hy uitgedra het. En ons leef ook in ons gereformeerde wêreld, was daar vir my ook verwarring onder sommige gereformeerdes oor 'n standpunt oor die paus. Ja. Leerstellig ook, jy weet, wie hy is en hoe moet ons die kerk, die Romeinse kerk en dan die paus as 'n entiteit sien. Ja, dit is 'n belangrike gesprek en dit is 'n gesprek wat op baie plekke gevoer word ook. Waarom het die Rooms-Katolieke Kerk 'n paus? Hoe grond hulle dit en waarom sal ons sê maar nee, ons het nie 'n ander verteenwoordiger as Christus nie. Maar dis 'n gesprek wat gevoer moet word. Ek dink net nie dis heeltemal ons fokus vandag nie. Ek gee my so 'n paar minute om net vinnig te gesels oor die hele proses wat die Romeinse Kerk toe gevolg het om nou 'n nuwe paus te kies. Nou die woord klink snaaks op die oor in Afrikaans, hulle het 'n konklaaf gehou of 'n kardinale vergadering of 'n geslote vergadering. En hierdie manier van doen was reeds laat in die 13de eeu is hierdie praktyk gevestig om die paus mee te kies, wat al die kardinale hulle self afsonder, toesluit van die res van die wêreld, juis sodat daar nie ander invloede kan wees, politieke druk byvoorbeeld, wanneer hulle nou 'n nuwe paus kies nie. Interessant dat dit net die kardinale onder 80 jaar oud is, wat dan daar was daarvoor. En hierdie jaar was dit dan 133 kardinale van reg oor die wêreld, wat hulle het eers bymekaar gekom en 'n klomp vergaderings en gesprekke gehou oor wat hulle elkeen nou glo die nuwe paus moet doen. Wat is die nood volgens hulle in die Romeinse Kerk, wat moet hy in die wêreld aanspreek? En dan vier hulle die Romeinse mis. En dan gaan hulle in hulle spesiale vergadering in, wat hulle self afsonder en dan sien ons maar wat die wêreld dan baie gemaak het van die rook, want hulle het op die eerste dag een keer elkeen 'n geslote stem uitgebring en dan daarna meer kere elke dag, en dan verbrand hulle die stemme saam met chemikalieë.
En dan is die rook dan nou swart is, beteken dit hulle het nog nie 'n beslissing nie. Daar's nog nie 'n 2/3 meerderheid nie. En wanneer die rook wit is, dan sê dit nou wel hulle het nou 'n paus gekies. En daar het natuurlik baie grappies die ronde gedoen oor of hulle nou regtig 'n paus gekies het en of dit nou kardinaal van der Merwe was wat net gestaan en braai het. Maar hulle glo hierdie is hulle proses, hulle sonder hulle self af, hulle doen dit bidend en op hierdie manier kies hulle dan 'n nuwe paus en dan stel hulle hom aan die wêreld bekend. Nou die gedagte wat ek dink ons bietjie oor moet gesels is, natuurlik het elkeen van die kardinale wat daarbey betrokke was, hulle eie idee gehad van wie 'n paus moet wees en wat hy moet doen. En natuurlik dis waarom hulle die vergaderings vooraf ook gehad het en dan hulle op die ou einde nou 'n paus kon kies. En dan moet ons bietjie vra, maar wat is die beginsels wat saak maak? Ons het nou 'n bietjie gepraat oor die vorige paus se nalatenskap, dinge waarvoor hy gestaan het. En ek wil baie graag dan 'n lyn na gereformeerde kerke toe ook trek. Wat is die beginsels wat vir ons saak maak wanneer ons amptskrawers kies of wanneer ons predikante beroep? Want dit gebeur dat mense baie keer met 'n baie wêreldse profiel amper werk. Jy weet, die ou moet so oud wees, hy moet hierdie kleur hare hê en hy moet presies inval by wat ons as gemeente van hou en wat ons wil doen. So ek hoor baie graag julle gedagtes daaroor. Oor die hele proses en natuurlik oor die wêreldse idee agter iemand aanstel. Ja, Gerry, ek sal sommer begin weer inleidend. Dis vir my eintlik lekker om so 'n gesprek saam te voer, want ou leer baie hieruit saam. Hierdie, soos ons partymal sê, koffietafel gesprekke van ons. Ek weet nie hoe akkuraat die inligting is wat ek lees nie, maar ek verstaan dat gewoonlik verkies hulle 'n nuwe paus vanuit die kardinale. Maar dit het al gebeur dat daar iemand is wat nie uit die kardinale is nie. Nou net vir die luisteraars, wat ek self het, maar jy weet, jy moet maar self die goed gaan navors ook. Maar 'n kardinaal is, as mens dit nou wil vergelyk, kan jy maar net sê dis al die biskoppe, jy wil amper sê dis die raad van die Romeinse kerk. Maar nou lees ek, dit was blykbaar in die jaar 1378 was daar 'n paus verkies, Urbanus die 6de, wat nie uit die kardinale is nie. En in so 'n geval moet daardie persoon dadelik georden word as 'n biskop, sodat hy dan nou sy rol kan inneem. Dis net 'n bietjie interessante inligting wat 'n mens nogal laat vra, maar wat is die proses wat gevolg moet word? Wat is die kriteria? Net so iets interessants. Gerry, ek wil so 'n bietjie kontrasteer vanuit die skrif. Wat is die proses? En om so 'n bietjie lig daarop te werp. So ek meen, as ek kan begin deur net eers te sê hoe ek glo vir ons uit die skrif uit leer die Here 'n predikant roep, dan is die eerste beginsel Christus is die hoof van die kerk en hy roep, Efesiërs 4, en hy het gegee sommige as apostels, herders en leraars. Dis is die hoof van die kerk, hy roep mense tot bediening, maar hy doen dit nie direk soos met die apostels se tyd met selfs 'n hoorbare stem, soos in Paulus se geval nie. Hy roep mense deur middel van sy kerk. Die kerk onderskei en bevestig die roeping van die persoon. Dan praat ons baie keer in ons kringe met mekaar, ons praat van 'n innerlike en 'n uitroeping. 1 Timoteus 3 vers 1, as iemand daarna streef om opsigter te wees, begeer hy 'n goeie werk, is 'n goeie begeerte. Hier sien ons die innerlike roeping, 'n begeerte en 'n dryfkrag van God in 'n man se hart, né? Maar dit is nie genoeg nie, die gemeente moet ook die gawes en roeping erken en bevestig. Die finale roeping kom deur die uitroeping.
Handelinge 13 sonder vir my af Barnabas en Paulus vir die werk waartoe ek hulle geroep het. Die kerk moes hulle herken het. Die man moet voldoen aan Bybelse kwalifikasies. 1 Timoteus 3, 2-7 en Titus 1, 5-9. Die ampt vereis 'n onberispelike lewe, bekwaamheid om te leer, ensovoort. Selfbeheersing, die getuienis. Die gemeente onderskei en keer goed. Saam met die kerkraad. Handelinge 6, soek onder julle manne van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid. Hoewel dit hier van diakens praat, is die beginsel maar dieselfde vir die ampt van ouderlinge en ook van predikant. En dan die gebed in afhanklikheid van die Heilige Gees. By Handelinge 14 het hulle het vir hulle elkeen in die gemeente ouderlinge aangesteen en nadat hulle gebid het, gevas het hulle aanbeveel by die Here. Die orde en goedkeuring van kerklike vergadering. In gereformeerde kerk is daar 'n orde in ons kerk. Ons het 'n kerkorde, daar word 'n proses wat gevolg word. Daar's 'n ek sal selfs as 'n eksaminering, 'n proses waar hierdie sake bevestig word. Ensovoort. Nou as ek 'n bietjie kan kontrasteer teenoor die paus se proses, en ons gaan nie daai debat voer nie, het ons gesê, maar die hele beginsel is dat die paus die hoof van die kerk is. So sy verkiesing vind plaas vanuit daai sienswyse wat heeltemal staan teen die reformatie beginsels. Tweedens, amp as diens teenoor amp as oppergesag. Dis twee radikale verskille. Ons leer baie sterk in ons gereformeerde kerke, selfs soos Jesus gesê het, ek gekom om te dien en nie om gedien te word nie. Teenoor 'n amp wat 'n oppergesag het, né? Die paus beklee 'n heersende amp en is dit daai konteks wat hulle hom verkies. Die gemeente onderskei teenoor die kardinale college wat onderskei. In ons reformatie beginsels, die gemeente onderskei die roeping van die predikant met afhanklikheid van die Heilige Gees in die lig van die skrif, maar in die Katolieke kerk is dit 'n uitgesoekte groep kardinale wat vergader in die konklawe om hierdie nuwe paus te kies. Die kerk het in geen sê daarin nie, want dit gaan hier oor om die opvolger van Petrus aan te wys. Dan openbare toetsbare roeping. Ons proses is openbaar, het moet deursigtig wees teenoor 'n geslote verkiesing. Hierdie is 'n groot geheim. Jy sien maar 'n rookie draai. Okay, daar's 'n paus gekies en hy sal later in jou voorgestel word. Okay. So daai is die groot onderskeid vir my. Wat mense moet in ag wat ons moet volg, en dit is 'n radikale verskil en na my mening 'n onskriftuurlike beginsel vir die kies van 'n paus. Gerry, ek wil so ietsie byvoeg. Ons praat nou heeltyd van die konklawe. En die woord konklawe is ook natuurlik Latyns, kom van die Latyn af. En as ek dit reg het, dan is dit nogal baie interessant dat dit is conclave, nee, en dit is saam met of met die sleutel, en dan herinner dit ons dadelik weer aan wat ons as gereformeerdes ook al weet van die sleutel, wat jy weet, dit herinner aan Matteus 18, die sleutel vir die kerk, wat jy ook al sal oopsluit op aarde, sal in die hemel oop en toegesluit word, en wat handel oor die tug, maar dan gaan dit gepaard ook saam met die gedeelte van die paus, wat die opvolger van Petrus moet wees, en hoe hulle dan in hulle proses van verkiesing ook, wanneer die paus dood is, jy weet, wanneer hy afsterwe of aftree, dan en 'n opvolger moet kom, dan beskou hulle dit werklik as die stoel is leeg, en die stoel moet gevul word, want as die stoel gevul word, ek het net nou 'n bietjie gepraat van skrifgesag, as die stoel nie gevul kan word nie, kan die gesag van God se woord wat deur die paus gespreek moet word nie deurkom tot die mense nie. So net so ook ietsie interessants daaroor, ja. Ja, dankie dat jy ons Latyn ook afstof. Daardie met die sleutel beteken maar net hulle sonder hulle self af, hulle sluit hulle self toe. Ek dink belangrik is tot hulle antwoord kry. Ek dink wat belangrik is wat Jaco genoem het is, ons het soveel duidelike beginsels, vereistes uit die woord uit waaraan 'n geestelike, mens kan nie die woord leier gebruik, die dienskneg moet voldoen.
En ons as gereformeerde kerke sal ook goed doen om dit te onthou, want dit is kommerwekkend om te hoor en te sien dat mense soms klomp ekstra dinge soek voordat hulle kyk, maar kry ons die skrif en sy beginsels hier. So dis maar net 'n opmerking wat ek wou maak, want dit is nou kyk, is baie maklik vir protestante en heeldag te sit en sê, maar kyk nou hoe maak die Romeinse kerk. Ons het ook maar dinge wat ons moet leer en ter harte neem. Nou op daardie noot gaan ons oor na ons volgende onderwerp toe. 'n Artikel wat John Oosthuizen geskryf het op Ontlaar, genaamd Radikale Bevrydende Humaniteit. Nou, ek het groot waardering vir hom dat hy hierdie geskryf het, want hy steek nie weg wie hy is en wat hy glo nie. Gebeur ongelukkig heeltemal te veel dat jy mense kry wat nie meer glo nie meer aan die Bybel vashou nie, maar dit so half probeer wegsteek en op 'n manier dan in die kerk wil wees en betrokke wil wees. Nou in hierdie skrywe, ek gee my maar net weer so 'n paar oomblik om net vir ons bietjie die agtergrond te gee, maak hy 'n paar stellings wat maar basies daaroor gaan. Hy's nou vry van rigiede dogmatiese Christelike geloof en hy het nou by hierdie, soos hy dit noem, radikale bevrydende humaniteit uitgekom. So ons kry die idee van liefde bo alles. En die vraag, en ons kan daaroor praat, is maar wat is die definisie van liefde wat dan gebruik word? En hy plaas 'n baie groot klem op die hier en nou. Ons moet hier en nou lewe. En daaroor moet ons ook gesels, want ons stem saam daarmee. Ons het 'n roeping hier en nou. En dan werk hy met 'n eie idee van ons Here Jesus Christus, 'n eie idee wat los staan van die skrif, en hy beroep homself op die bergrede en sê maar die bergrede wys dat ons Here Jesus so inklusief is en 'n klomp dinge. Maar dan dadelike vraag is, wat maak hy dan met Matteus 5 wat ook deel is van die bergrede? So ons Here Jesus sê hy het nie gekom om in die wet en die profete te vernietig nie, maar om dit te vervul, om hulle volle betekenis te gee. So dis net so 'n paar gedagtes om ons gesprek mee aan die gang te kry. Ek hoor graag wat julle sê. Ja, Gerry, die punt daar vir die kykers wat wat inskakel, werklik vry van dogmas, is eintlik 'n baie gepaste invalshoek of inslag vir hierdie gesprek. Ek het voor die tyd vir julle gesê, ek was gisterand in 'n baie intensiewe gesprek saam met mense wat soortgelyk dink, en dit is baie hartseer om te sien dat mense dan definisies wat die Bybel vir ons gee, herdefinieer en eintlik omdraai, sodat verkeerd reg klink en reg verkeerd klink. En hier is natuurlik die inklusiwiteit wat ons hoor van alle mense, en jy hoor dat radikale gelowe of godsdienste wat eintlik nie so radikaal is nie, maar net skrifgetrou probeer wees. Ortodoksie word as radikaal beskryf, maar die radikale siening van kom ons gooi die wet weg. Kom ons gooi wat Jesus leer oor die wet weg, word nie as radikaal beskou nie. En dan natuurlik kry jy ook daai liefde wen gedagte, nê. En ek het nie in op sigself 'n probleem met die frase liefde wen nie, maar jy moet kwalifiseer wat jy bedoel met liefde. En so aan, nê. Maar ongelukkig word dit anders verduidelik en verkondig in ons tyd. Ja, Gerry, om eers 'n bietjie aan te sluit, kyk, John Oosthuizen se agtergrond is, hy kom uit die NG Kerk uit.
Hy was ook redakteur, as 'n redakteur op 'n stadium van Kerkbode. Groot stem gewees in 'n tyd binne die NG Kerk. Ja, baie kontroversie en verleenthede rondom reën en weer, later uit die kerk uit. Hy was in die midde van die hele gay debat in die NG Kerk, en ook die maagdelike geboorte van Jesus, toe daai kwessies gevoer is en nog steeds gevoer word, ook die liggaamlike opstanding van Jesus. Hy het bande met die nuwe hervormers, Sakkie Spanningberg en daai tipe ouens is groot in sy gesprekvoering. So nou, as jy al daai goed bymekaar bring, en as jy al daai goed wat ek praat, dan praat jy van die huwelik. Jy praat van een man, een vrou huwelik. Jy praat van die Bybelse uitspraak teen homoseksualiteit en transgender en al daai tipe goede, die Bybelse uitspraak teen abortus, die Bybelse uitspraak van die maagdelike geboorte, die kerngedagte van die maagdelike geboorte, waar buite ons bely, jy kan nie 'n Christen wees sonder dit nie. Jy kan nie sê Jesus is nie deur 'n maagd gebore nie, maar jy kan allerlei idees hê. Want kyk, hy's maar deel van daai gesprekke wat sê, ek dink van Aarde wat die boek geskryf het by Hervormde Kerk van Something in Galilee, wat beweer Jesus Maria het 'n verhouding gehad met 'n soldaat en al daai verskillende teorieë oor sy maagdelike geboorte. So hy's in daai maalkolk van idees, né? Nou kan jy vir jouself dink, radikale uitsprake soos nee, hy's deur 'n maagd gebore, een man, een vrou, homoseksualiteit is sonde, ensovoorts, en die liggaamlike opstanding van Jesus is kardinaal. As jy dit nie glo nie, kan jy nie in die kerk wees nie. So nou kan jy dit begin koppel aan dogma, né? So hy het daai goed het vir hom 'n warm plek geword in die kerk. En hy beweer dogma bring skeiding. Dis maar die ou idee wat ons al baie keer gehoor het in sekere aanhalings, dat ons staan op die waarheid. En J.C. Ryle het een so aanhaling wat baie mense al aangehaal het, waar hy sê, ons kompromiteer nie op die tafel van vrede, kompromiteer ons nie die waarhede van die skrif nie. Nou, dit is John Oosthuizen en baie soos iemand soos Lina Spies ook, en baie van hulle wat in die NG Kerk ook hierdie ding propageer, is dat dogma bring skeiding. Ons moenie so radikale dogma hê nie. Leef in, soos Lina Spies sê, in die hiernamaals, maar nie vir die hiernamaals nie, want ons weet nie hoe lyk die hiernamaals nie vir ons hulle. So is onnodig om dogma te hê en om dogmaties te wees. So leef liewer inklusief. Jou waarheid is jou waarheid en respekteer almal se waarheid. So die openbaring van waarheid lê in jou subjektiewe siening van sake, nie in 'n objektiewe geoefende waarheid van God deur die skrif nie. So dit is maar sy hoogmerk, en hy is natuurlik baie eerlik oor waar hy staan. As julle mense sal onthou en luisteraars sal weet van Ben de Tooy. Ben de Tooy het my dieselfde pad gestap as hy. Ben de Tooy wat 'n bekende groot, ek dink hy was ook die dogma hy was hoof van dogma of iets in hulle in die NG Kerk, later uitgekom en gesê hy's nou 'n agnostikus of wat ook al hy homself noem, het hom bevry van allerlei goede, en hy basies glo niks, jy glo maar wat jy glo, en tog kan jy deel wees van een sogenaamde geestelike kring. En dis maar waarvoor John Oosthuizen staan is. Dis maar hierdie tipe liefde is liefde wat hier gepropageer word. Ja, en om te sê, jy is nou vry van dogma, dis reeds 'n leerstelling. Dit is soos om te sê, die waarheid is relatief. Jy maak 'n waarheidsuitspraak. Want alle mense lewe met 'n leerstelling, 'n idee, hoe dinge werk, waartoe hulle gaan. En dan is dit baie interessant, dat almal tog voel hulle moet iets dan oor Jesus sê. En meeste mense, en ons almal doen dit ook baie keer in ons sonde, lewe dan met hulle eie idee van wie ons Here Jesus is. Want hy het nie 'n liefde beteken inklusiwiteit verkondig nie. Hy het sê, ek kom met die swaard, ek kom skeiding bring. Want liefde en waarheid staan nie teenoor mekaar nie. Ek dink dit is so 'n valse gedagte wat baie mense mee leef, dat liefde en waarheid teenoor mekaar staan. Jy is of lief vir iemand, of jy hou net vas aan die waarheid. Maar liefde en waarheid het mekaar nodig. Sonder waarheid is liefde net spookasem wat jou tande vrot maak. En sonder liefde is waarheid net 'n baksteen waar jy mee iemand slaan. So, dit is interessant dat
hy ook soos baie mense dan met sy eie idee van ons Here Jesus lewe en dat hy dit dan so inkleer. Jaco, ek sien jy wil nog iets noem. Ja, ek weet nie wat op my skerm gaan duidelik wees, maar ek het hierdie boek, kom ek gaan vir julle sê wat die boek, dat hy my agtergrond vir hom so 'n bietjie uit. Die boek se naam is The Myth of Religious Neutrality, deur Roy Clauser. An essay on the hidden role of religious belief in theories. Die beginsel wat Clauser hier uithaal is dat daar is nie so ding soos neutraliteit nie. Jy 'n stelling maak jy 'n stelling van 'n hoër orde af. So die stelling wat John gebruik van Lina Spies wat sê leef vir die hiermaals en nie vir hiernamaals nie, is 'n geweldige dogmatiese stelling. Dis 'n baie reguit lyn, dis 'n baie nou lyn as jy dit glo. So hy glo 'n baie nou lyn. Of hy dit wil weet of nie, hy beweer hy glo 'n baie breë oortuiging. Maar die beginsel wat Klaas hier neerlê is om so 'n stelling te kan maak, waarop beroep jy jou? Selfs al beroep jy op jou eie verstand, dis 'n god. Jy beroep jou altyd op iets hoër as jouself. Al is dit jou eie denke, al is dit jou eie ervaring. Dit is ondergeskik aan iets en dit maak dit waarop jy jou beroep 'n god. So John Oosthuizen en dan nou Lina Spies wat die stelling maak, is so godsdienstig as wat kan kom. Hulle het 'n geloof. Hulle het 'n geloof in 'n god waarop hulle self beroep. Natuurlik nie die God van die Bybel nie, maar hulle beroep hulle self op iets om 'n gesaghebende stelling te maak. En dit sluit aan die idee wat jy probeer druk hierso van dogma. Dit is 'n geweldige dogmatiese stelling, want hierdie stelling sny net soveel mense uit as wat hulle beweer hulle insluit. Né? So ek wil maar net daai punt maak is dat die ironie van die saak dat mense baie keer sulke uitsprake maak en dink hulle volg liefde is liefde na. Is net so liefdelose stelling nie of hulle dit nou wil weet of nie. Want hulle beroep hulle op iets wat hulle glo die waarheid bepaal want hulle bou nou verhoudings rondom hierdie. So is 'n baie dogmatiese benadering, selfs die liefde is die liefde idee wat hulle sou propageer. Ja. Ek wil graag dit is vir my 'n mooi woord en ek lees nie naasby genoeg poesie en gedigte in hierdie woord hiermaals wat hy by Lina Spies gekry het. Want gelowiges word juis geroep om in die hiermaals, in die hier en nou te lewe met die oog op die hiernamaals. Ons kan baie maklik die fout maak om te dink, wel hierdie wêreld lyk so erg, ons moet onsself nou net isoleer en vasbyt tot die wederkoms. Maar dis nie waarvoor ons geroep is nie. En ek dink in die briewe aan die Tessalonisense kry ons baie mooi, belangrike riglyne oor hoe berei ons onsself voor vir die Here se koms. Daar by die Tessalonisense was daar mense wat sê, wel, die Here se koms is nou so naby, ek gaan nou ophou met my gewone werk en dinge. En dat dit dan gelei het tot hulle wat nie gewerk het nie. En gelei het tot hulle wat toe in hulle verveeldheid hulle neus in ander mense se sake begin steek het. En daarom dat Paulus vir hulle onder leiding van die Gees moes skryf, maar jy moet in jou eie lewensonderhoud voorsien. En die tweede brief nog sterker, hy wat nie wil werk nie, moenie eet nie. En die gedagte, die belangrike wat ons in daardie briewe kry is, ons berei onsself vir die hiernamaals voor, deur hier en nou met geloof, liefde en hoop te lewe. Tessalonisense plaas hoop laaste, want die klem is op hierdie sekerheid dat die Here kom. So ons het 'n roeping hier en nou. Ons kan nie dink ons moet onsself onttrek nie. En net so kan mense nie hulle idee van die Christelike geloof wil bou op mense wat dit nie waarlik volg nie. So ons moet onsself herinner, ons lewe met hoop, maar ons lewe nou daarmee. Ons het nou iets om te doen, ons is geroep. Ons is geroep by ons werke, in ons gesinne, in ons gemeenskappe. En dit is iets wat ons baie aandag aan moet gee, glo ek. Fokus op die Here wat kom, en dit motiveer ons, dit dring ons om nou ons roeping uit te leef.
Gerry, ek stem met jou heeltemal saam. Dis eintlik net ironies hoe dat jou vertrekpunt, jou hele wêreld en werkswyse bepaal. Die woord hiermaals is baie mooi. En jy het nou net beklemtoon dat die hiermaals is net so belangrik vir gelowiges, want ons het 'n roeping hier. Maar hy stel dit baie duidelik. My benadering gee my die vryheid om hierdie hiermaals ten volle te waardeer, vry van die vrees vir oordeel of die afleiding van beloofde hiernamaals. En die ironie is, omdat hy 'n verkeerde vertrekpunt het hy die hiermaals en die hiernamaals skeef getrek en in 'n heeltemal 'n wanbalans gestel. Jy het voorheen jy 'n punt opgesit, die Jesus, ek kan nou nie die punt onthou nie, Jesus wat geskep word of so iets nê. Die eie idee van Jesus, ja. Nou hy praat heeltyd van hierdie dogmatiese Jesus van die kerk. Wat dit verdraai, wat Jesus verdraai, maar hy verdraai eintlik dit. Jy weet, hy ruil alles om en hy skep sy eie idee van wat dan nou hier moet plaasvind. En hy mis juis die doel van die hiermaals, omdat hy sy eie idee het van die georganiseerde godsdiens, soos wat hy dit laat blyk. So ja, dit is baie tragies. Ja. Gerry, kom ek ek sukkel nou weer met die Afrikaanse woord. Kom ek tree 'n bietjie toe tot sy denke en ek skets 'n prentjie. Die groot probleem hier is, ons moet versigtig wees om nie met die sulkes, en ek meen hy is maar net een van 'n klomp, te praat asof hulle 'n beeld van God het soos ons nie. Die kernsaak hier is godsbeeld. Nou ek het al baie gekyk wat John Oosthuizen skryf en Lina Spies en daai kringe, was redelik diep in daai gesprek op 'n stadium. Ja, as jy vir John vra wie is God, dan gaan hy nie vir jou begin vertel, hy sal die woordjie God gebruik en vir jou begin vertel wie God is nie. Hy sal heeltyd daarvan af wegstuur. Dan sal hy vir jou begin vertel, God is jy, God is die wêreld, God is wat jy dink, God is wat jy voel. So daar's nie 'n konsep van God eers hier nie. So as ons dit bybring by die hiermaals en hiernamaals, om 'n hiernamaals beeld te hê, moet jy 'n godsbeeld hê van 'n bonatuurlike God wat geskaap het. John Oosthuizen verwerp die skepingsverhaal in Genesis. Daar's nie 'n persoonlike God in sy wêreldbeeld of sy godsbeeld wat Adam en Eva geskaap het en die lewensasem in hulle geblaas het. Dit is my en jou verwysingsraamwerk. So nou moet jy dink, wat sy hiernamaals sal daar wees? Van iemand wat geen beeld het van 'n persoonlike wese, 'n kragtige persoonlike bonatuurlike wese wat die vermoë het om hemel en aarde te skep nie. Daai beeld is nie daar nie. Jy sal hom nooit daaroor hoor praat en dit so verwoord nie. Nee. Dis hoekom hiernamaals dogmaties is, want dit kan nie bestaan in 'n godsbeeld wat nie bonatuurlik is en kan skep nie. Die oomblik as jy van God begin praat as 'n ewige wese wat geen begin en einde het, soos ons hom bely nie, wat ook te dogmaties is vir sy siening, en jy begin bely wie daai God het geen begin en geen einde nie, hy is die bron van alle lewe, hy's kragtig, hy's persoonlik, hy praat, hy het homself geopenbaar, God se selfopenbaringsvermoë. Sodra jy van daai goed begin praat, dan is hiernamaals 'n logiese gevolg, is 'n outomatiese ding. So daarom sal iets wees soos leef vir nou. Eintlik is hierdie 'n ander naam vir radikale ateïsme, om met jou baie eerlik te wees. Daar is nie God hier nie. Sodra jy van 'n godsbeeld begin praat, dan moet jy van 'n hiernamaals praat en dit moet beïnvloed hoe jy leef. Dit wat jy nou hier leef, gaan die uitkoms lewer van jou lewe hierna. Jy kan nie 'n moordenaar wees en allerlei sondes doen soos jy wil nou nie en alle denke het en daar's geen verantwoording daarvoor nie. Maar in 'n beeld waar God nie bestaan nie, is al wat saak maak wat jy nou dink en doen. En dan is daar maar net 'n algemene humanisme om uit te leef, want jy self God en die wêreld is God ensovoorts. So dis maar wat hier gebeur, is maar 'n dekmantel vir radikale ateïsme.
Dankie Jaco en julle, dankie dat julle saamgesels het. Ek dink ek gaan vir Jonker ook nog so laaste geleentheid gee. Gerry, ek sal gou wees. Terwyl ons oor hierdie sake praat, ek weet jy sal sekerlik afsluit nou. Maar jy weet jy hoeveel mense word beïnvloed in hulle selfs dalk onder hulle onderbewussyn met hierdie denke. Hoeveel van die luisteraars se familielede en vriende word hierdeur geraak en dit is 'n groot struik om in te trap wanneer jy verdwaal. En dis net baie hartseer. Ek dink ek wil hierdeur eintlik vir die luisteraars en ons almal net weer oproep om waaksaam te wees oor wat jy glo, hoe jy dit glo en die idees wat in die media versprei word, dat mens nie net sommer aan 'n ding vashou omdat dit wat sê mens nou, wat is Afrikaans, daar's nie Afrikaans vir kliseë nie, omdat dit 'n kliseë stelling is. Wat goed en reg klink op die oog af of op die oor val nie. Maar dat ons werklik waar sal gaan nadink oor wat mense sê en dat ons lewens daarvolgens sal inrig en help soek vir mense, jy weet, as ons geliefdes ook moet help uit so iets uit, dat ons met wysheid ook bidend met hulle sal praat, in liefde, in werklike liefde wat Christus in ons harte uitstort. Ja, ek wil graag hier aan die einde van ons gesprek die laaste paar verse van Openbaring 22 lees. Dit smaal so deur my kop terwyl ons gesels oor skrifgesag en die hiermaals en die hiernamaals. Van vers 18 af, Openbaring 22, ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boekrol hoor. As iemand iets hieraan toevoeg, sal God die pla waarvan in hierdie boek geskrywe is aan hom toevoeg. En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem, sal God sy aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad waarvan in hierdie boekrol geskryf is wegneem. Hy wat hierdie dinge getuig sê, ja, ek kom gou. Amen, kom Here Jesus. Ons het 'n koning wat die hoof is van sy kerk. Hy kom weer, so mag hy ons deur sy gees lei om ook nou, soos ons aan sy woord het, terwyl ons aan sy woord vashou, om voluit te dien. Sien uit om volgende keer weer saam met julle te gesels. Lekker dag verder.